Daaglikse oordenking saam met my, Rinus van Sion in Parys. Vanmôre sê ons vir mekaar, dis net genade. Hoor wat sê Romeine 4 vers 4. Wanneer mense werk verrig, word hulle loon nie as 'n guns beskou nie, maar as vergoeding. As Abraham regverdig verklaar was, omdat hy Ur verlaat het en omdat hy bereid was om sy seun te offer, dan sou hy verlossing as beloning ontvang het. God sou 'n skuld afbetaal het. Maar Paulus se argument is dat dit niks was wat Abraham gedoen het nie, of nie gedoen het nie, behalwe wat God gesê het wat waar was, wat hom regverdig het. So ook, as jy probeer om jou pad in God se guns te werk, het sy voor of na jou verlossing, dan is hy regverdig aan jou verskuldig. Wanneer ons onbewustelik dink, Here, ek het vandag 'n hele klomp ure gebid, en ek weet dit gaan 'n wonderlike dag wees. Is die implikasie, Here, U is my iets verskuldig. En dit maak genade nietig. God sal nie 'n skuldenaar teenoor enige mens wees nie. Hy sal ons niks verskuldig wees nie. Daarom sal daar geen roem in die hemel wees nie, nie net met betrekking tot ons verlossing nie, maar met betrekking tot enige van God se seëninge. Baie keer vergeet ons dit en dink ons dit is as gevolg van ons groot geloof of ons seëvier in gebed, ons ywerige werke of ons toegewyde toewyding dat God ons lewens geseën het. Van die grootste seëninge, beide in my lewe en wat deur my lewe vloei, het gekom toe ek nie in gebed was nie, toe ek nie sterk geloof gehad het nie, toe ek nie was wat ek moes of wou wees nie. God se seëninge gedurende daardie tye herinner my daaraan dat alles wat oor my pad kom, te danke is aan genade, onverdiende guns. En hulle skep in my hart wat die Here wil lief hê en hom wil aanbid. Kan jy net in hierdie dag 'n oomblik tyd maak om God te aanbid oor hy so wonderlike God is, wat my en jou net seën, onverdienstelik. Die Here seën jou. Amen.